Lanklaas het Suid-Afrikaanse buitelandse beleid mense so aan die gons gehad sedert die afgelope jaar of 3, veral na Donald Trump vir 'n tweede termyn verkies is as Amerikaanse president of vir 'n tweede keer, en sy fokus op Suid-Afrikaners en Afrikaners en Suid-Afrika word 'n buitelandse beleid druk bespreek. Die kwessie het ook vir baie spanning gelei binne die geleedere van die regering van nasionale eenheid toe nou gesorg, en die DA woordvoerder oor internasionale sake, Emma Pell, het selfs bedank. Die VF+ meen egter die ANC maak asof buitelandse beleid die party se eksklusiewe domein is. En ons praat volgende hieroor met die VF+ leier Dr. Corneille Mulder. Corneille, goeiemôre, baie welkom weer hier by RSG. Goeiemôre en baie dankie vir die geleentheid. Dis lekker om met jou te gesels. Laasweek het Fikile Mbalula allerlei dinge oor jou te sê gehad. Jy het al verskeie keer die ANC daarvan beskuldig dat die party buitelandse beleid vir homself toeëien. So die jongste was nou oor die militêre operasie daar in Venezuela, toe hulle van Nicolas Maduro nou in hegtenis geneem het, en ons regering se reaksie daarop. Ja, kom ek sê, mens moet miskien teruggaan na die begin toe. Onthou nou vir 30 jaar het die ANC alleen Suid-Afrika regeer en buitelandse beleid is gebruik uit die aard van die saak om basies die ANC se interpretasie van wat ons beleid behoort te wees uit te voer. Maar met die 2024 verkiesing het dinge veronderstel gewees om dramaties te verander. Die ANC is nie meer alleen die regering van Suid-Afrika nie, daar het 'n regering van nasionale eenheid tot stand gekom. En daar word bepaal in die dokumentasie van die regering van nasionale eenheid hoe besluite geneem behoort te word met konsensus. Maar die probleem het gekom deurdat die onderhandelinge vir die regering van nasionale eenheid aanvanklik eksklusief was tussen die DA en die ANC alleen. En daar het die ANC aangedring daarop dat buitelandse sake die eksklusiewe terrein bly van die ANC. Hulle het alleen seggenskap daaroor. Hoe die DA daartoe toegestem het, sal ek nie weet nie, en dit maak geen sin vir my nie, maar dit is die werklikheid op hierdie stadium. So op hierdie oomblik gaan die ANC aan wat buitelandse beleid betref met Dirkou by die departement, nie as iemand wat rapporteer aan die regering van nasionale eenheid en waar besluite geneem en bespreek word nie, maar hy gaan aan doeteenvoudig as die ANC sy eie buitelandse arm. En dit maak dat Suid-Afrika hom deurlopend gaan posisioneer by al die vyande van die westerse wêreld, by al die vyande van die FSA, en dan moet ons nie verbaas wees dat Suid-Afrika al meer geïsoleer word nie. Werk het aan die ander kant toe om ook so, as jy nou kyk oor die werkinge van die kabinet, hulle gaan vir jou sê dat dis 'n ANC-minister wat by internasionale betrekkinge is. As dit nou 'n DA-minister is wat by digitaal is, of 'n VF+-minister wat by korrektiewe dienste is, kan hulle doen wat hulle wil? Nee, hulle kan nie doen wat hulle wil nie. Daardie goeders word in die kabinet bespreek en daar word besluite daaroor geneem. Maar dit is nie die geval by buitelandse sake nie. Die probleem in groot mate lê daarin dat die beskrywing van die ooreenkoms by die regering van nasionale eenheid sê besluite moet met konsensus geneem word. Nie een van hierdie buitelandse sake wat my betref vergrype van die ANC en van sy minister is bespreek in die uitvoerende gesag of is oor konsensus bereik nie. As jy die prosedure baie mooi gaan kyk, partye kan dan sê ons stem nie saam noodwendig nie, en dan eindig dit any party that disagrees has been able to formally record their objection. Dit bestaan nie. So die ANC gaan doeteenvoudig voort. Hy maak net wat hy basies wil en Suid-Afrika betaal die prys daarvoor en elke Suid-Afrikaner betaal die prys daarvoor want ons land word geïsoleer. As ons nou weer kyk na hierdie militêre aksie in Venezuela, verskeie kenners en ontleeders hulle daarop gewys dat die Amerikaanse aksie, hierdie militêre aksie, was onwettig en dit ondermyn internasionale reg en dan ook internasionale bestel waar wetsgehoorsaamheid en ordelikheid van aller belang is. Wat is jou mening hier oor hierdie aksie van hulle? Ja, kom ek sê, ek stem nie daarmee saam nie. Ek dink wat belangrik is, onthou dat die FSA is eintlik maar die enigste werklike supermoondheid wat tans nog bestaan in die wêreld. En of ons daarvan hou of nie, en of jy van Trump hou of nie, dis 'n werklikheid waar binne Suid-Afrika sal met funksioneer en met opereer. En ek wil tog aanbeveel dat elke persoon wat daaroor 'n mening wil hê, gaan lees die nasionale veiligheidsstrategie wat die FSA uitgereik het in November, is 33 bladsye en jy sal presies verstaan wat hier basies uitspeel. Nou as dit gaan oor die beskuldiging van internasionale reg wat nou nie nagekom word nie. Die ANC moet hulle nie skynheilig hier hou nie. Waar was die ANC met alle respek daaroor toe Rusland Oekraïne inval? Hoekom het die ANC nie toe 'n brief geskryf aan die Veiligheidsraad en gesê die soewereiniteit van Oekraïne word bedreig deur Rusland? Ons eis 'n vergadering van die Veiligheidsraad. Nie 'n woord nie, nie 'n verklaring nie, niks nie. En dit bevestig maar net dat die ANC bedryf internasionale politiek deurdat hy staan by sy bondgenote uit die struggle daaruit en hy tree nie op in Suid-Afrika se belang nie. As jy kom by Venezuela basies, wat het die FSA gedoen? Die Trump-administrasie is baie adamant daaroor. Dit is nie 'n inval in Venezuela nie, dis nie 'n oorlog nie, dis nie 'n besetting nie. Die regering is nie omvergegooi in Venezuela nie. Hulle het doeteenvoudig gegaan en 'n drug trafficker waarteen daar 'n lasbrief uitgereik is al in 2020
gaan arresteer en gevat om voor hof te verskyn. Nou of ons daarvan hou of nie, Amerika tree op in terme van wat hy beskou as sy nasionale veiligheid. En hy glo dat dit is in sy belang dat daardie regering wat dwelms invoer en laat versprei in die FSA tot sy nadeel tot orde gebring moet word. En dit is so, die internasionale reg het sy goeders, maar die kernvraag bly ook oor soewereiniteit. Ek dink die vrye wêreld staan onder 'n morele verpligting om op te tree teen lande met autokratiese regerings, soos wat Iran op die oomblik ook weer is, waar menseregte vertrap word en misdadigheid nie van beleid geskei kan word nie. En daar binne moet ook in daardie werklikheid opgetree word. Ons kan lank praat oor Trump en sy redes vir Venezuela en so, maar as ons kyk na Suid-Afrika en ons eie buitelandse beleid, gewoonlik, ek wil vir jou dit vra, dink jy buitelandse beleid is in Suid-Afrikaanse verkiesings regtig ooit 'n kwessie? In die buiteland is ons nie vreeslik op die radar nie, behalwe laas keer so goed met soos hierdie Israel-Palestina ding in die internasionale strafhof, dit bring ons op die radar. Maar en mense het gedink dit gaan 'n kwessie wees in die Wes-Kaap in die verkiesing, dit was nie eers regtig in die verkiesing 'n kwessie nie. So is dit een van die redes hoekom die ANC buitelandse beleid kan bedryf op 'n ander vlak, as dit nie 'n verkiesingskwessie hier plaaslik is nie. Nee, kom ek vir jou sê, dit jy is heeltemal reg. In die verlede was dit nie 'n hoë prioriteitstipe onderwerp nie, maar dit verheerlik om dit verander het. Die ANC bedryf dit op so vrot manier, as ek dit so kan stel, dat Suid-Afrika word geïsoleer. Ons sit met tariewe by ons tweede grootste handelsvernoot in die wêreld. Dit is die set op Suid-Afrikaners, op alle Suid-Afrikaners en op ons ekonomie, en dit gaan nie beter word nie. En die ander lande in Afrika, noord van ons, het normale betrekkinge met lande aan alle kante en hulle pluk die vrugte daarvoor. En Suid-Afrika word benadeel daaroor. So dit is nie 'n geval dat jou buitelandse beleid word korrek so toegepas dat dit nie regtig 'n faktor is wat in Suid-Afrikaanse plaaslike situasie 'n verandering gaan aanbring nie. Dis deel van die ANC se werklikheid en die argwaan wat reeds bestaan teenoor die ANC ook wat sy beleid binnelands betref, maak hierdie dat hy nog verder in die versuur kom van gewone Suid-Afrikaners wat sê ons wil nie hê ons land moet beskou word as 'n pariah staat waar die ANC ons tans heen stuur nie. Die buitelandse beleid met ander lande, byvoorbeeld jy praat nou van die ideologiese bondgenote van die ANC, die Rusland en China en Iran, soos ons nou sien met die BRICS plus vloedoefeninge in Simonstad, dis nou 'n goeie voorbeeld daarvan. Die Europese Unie is ons grootste handelsvernoot in daai opsig. Dink jy die Europese verhoudinge is nog geskoei op daai ou anti-apartheidsondersteuning? Of is dit, want dit lyk nie asof die meer regse partye in Europa weer eens veel van Suid-Afrika op die radar het nie. Nee, kom ek vir sê, arme Europa dink ek is so diep in die moeilikheid op die oomblik dat hulle, met alle respek, die waardes van die Europese gemeenskap, die Christelike waardes, die westerse waardes, die hele Europa wat my betref is onder enorme druk as gevolg van die beleide wat hulle toegepas het, met die instromings wat in Wes-Europa basies plaasgevind het, dat ek dink nie buitelandse beleid is 'n noodwendige prioriteit nie, hulle veg daar intern vir oorlewing binne mekaar. En Suid-Afrika hoop dat ons normale verhoudinge basies daar kan hê. Ek sien in die afgelope paar dae iemand reageer, een van die mediavormers hier, hy's absoluut verbaas dat dat Indië se leier Modi 'n gelukwensing stuur na Israel se leier toe. Ja, die Indiërs verstaan hoe werk buitelandse beleid. Hulle tree op in die beste belang van Indië. Hulle is deel van BRICS, maar het ook vriendskap en goeie verhoudinge met die FSA, met Israel, met Wes-Europa ensovoorts. Wat ek vra is, kan die ANC nie Suid-Afrika en die regering van nasionale eenheid moes dit gedoen het. Die bepaling in die dokumentasie oor buitelandse beleid praat van the national interest van Suid-Afrika. Die nasionale belang van Suid-Afrika moet maak dat ons kan met vriende wees met wie ons ook al wil aan weerskante van die spektrum, maar dit moet die fokus moet wees wat is in belang van Suid-Afrika. Tans word dit bedryf wat is in belang van die ANC en sy buitelandse beleid is gebaseer op ou vriendskappe van kamerade en bondgenote. Ons wil vriende wees via die ANC met al die goggas in die wêreld. En Suid-Afrika betaal 'n duur prys daarvoor. En daar was 'n borsberaad nou verlede jaar November. Al die partyleiers van die party binne die NE was daar. Is buitelandse beleid toe enigstens bespreek? Ek was daar teenwoordig gewees en ek het gevra dat buitelandse beleid op die agenda geplaas word. Dit was op die agenda gewees. Spesifiek as jy gaan kyk na die bepaling 11.9 in die dokumentasie, gaan dit oor wat behels ons buitelandse beleid, maar hy fokus spesifiek op wat is in ons nasionale belang. En ek het gevra ons moet nasionale belang bespreek. Dit is nie bespreek nie. Daar was nie tyd na bewering nie en daar's 'n onderneming deur die president gegee by 'n volgende geleentheid sal dit bespreek word. Maar dit is nog nie weer 'n geleentheid plaasgevind nie en ek weet die kans dat die ANC van standpunt kan verander op hierdie goeders is nie moontlik nie. Soos die Engelse term sal sê, die ANC cannot self-correct, ons weet dit. Kom ek vra vir jou, die oud-redakteur en kommentator Tim Du Plessis skryf gister in 'n rapport, Afrikaners wat Trump aanbid moet wakker word. Vandag skryf Gert van der Westhuizen iets van Henselpers en Joiners en so aan, en dat die smet van Trump aan hulle gaan kleef as hy weg is.
Wat is jou mening daaroor en is hierdie buitelandse beleid en veral as dit kom by Donald Trump so 'n belangrike kwessie dat die VF+ byvoorbeeld uit die RNE sou stap daaroor? Met alle respek, al twee daardie standpunte is verouderde standpunte wat kom uit politieke gevegte uit die vorige bedeling voor die nuwe Suid-Afrika, met alle respek. Dit is totaal werklikheidsvreemd en mense moenie toelaat nie. Jou gevoel teenoor Trump moenie invloed hê op jou siening wat is nie die beste belang van Suid-Afrika nie. En as mense wat so voel, en ek weet Trump is 'n omstrede figuur, party hou van hom, party haat hom. Dit gaan nie oor hom nie, hy gaan lankal weg wees. Dan gaan die ANC nog steeds Suid-Afrika in 'n gemors instuur pro-ANC, pro-Hamas, pro-Hezbollah ensovoorts. So dit is regtig, mens moet bietjie weier kan kyk as daardie gedagtes wat my betref uit die verlede uit kan kom. Kom ek sê, die regering van nasionale eenheid dink ek, dit is nie moeilikheid, met alle respek. Om watter rede? Hoe kan partye, hoe kan die Vryheidsfront Plus, hoe kan die DA bly deel wees van 'n ding op die langer termyn? As die ANC doeteenvoudig doen wat hy doen en nie ander partye in ag neem in sy besluitneming nie. Onthou baie mooi, op 31 Desember het Gwedi Mantashe, die voorsitter van die ANC, in 'n onderhoud die volgende gesê en in 'n tweet wat uitgestuur het gesê, die regering van nasionale eenheid is 'n koalisie van kontesterende magte teenoor mekaar om 'n balans te handhaaf. Dit is nie 'n koalisie van 'n gemeenskaplike platform nie. Daai stelling is ingrypend. Dit beteken daar is geen poging of geen vordering om 'n gemeenskaplike platform tot voordeel van Suid-Afrika te bewerk nie. Dit gaan doeteenvoudig daaroor dat die ANC wil vasklou aan die mag en het ander partye nodig om vir hom moontlik te maak om te bly regeer. Ons moet vir onsself die vraag afvra, is dit wat ons wil hê? Is dit die regte pad om basies te gaan? Gelukkig, einde van hierdie jaar is daar 'n geleentheid, stap 1 wat my betref, om die ANC finale nekslag toe te dien by die plaaslike regeringsverkiesings, dat ons kan beheer vat van metros, dat ons kan beheer vat van stadsrade en kan begin kom met werklike dienslewering en Suid-Afrika stuur wat in belang van Suid-Afrika is. Baie dankie Corneille, dit was die VF+ Dr. Corneille Mulder.